Goeiemôre aan almal, so bietjie later as gewoonlik. Verlede week was ek daar by die kamp gewees en ek kon nie die nagmaal met julle doen nie, maar vandag gaan ons verseker. En vandag, baie interessante boodskap. Ek hoop jy's reg en jy het jou nagmaal gereed en waar ook jy al is, dis vir my 'n baie groot voorreg dat ek met jou kan gesels en dat jy my toelaat dat ek in jou lewe inspreek. Nou kom ons sluit die oë en ons vra die Here om ons te seën. Baie dankie Here vir 'n splinte nuwe dag. Dankie vir baie reën. Mildelik Here. Ons bekers loop oor, ons damme loop oor. U genade water stort u op ons uit Here. En ons kan net sê dankie. Ons kinders kan net sê dankie, 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 dankie Here. Ek bid ook so dat Here die reën van die ewige lewe en van u genade ook oor ons sal kom, dat hierdie land genees sal word. Here, oral hoor ons net aggressie, haat, geweld, maar Here, u is liefde. Ek bid dat u liefde oor hierdie land sal spoel, en ons baie meer deernis en begrip vir mekaar sal hê. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, weer eens goeiemôre aan almal van julle. Dis vir my groot vreugde om vandag met julle te gesels. En heeltyd hier in my kop is daar 'n versie. En ek hoor die Here sê vir my dat ek moet so 'n bietjie daaroor deel. Baie interessant. Ek het groot geword in 'n pastorie. Jy's reg. My ouers was sendelinge. Ek is gebore in Zimbabwe en ek het groot geword in 'n pastorie. So ons het die Bybel oor en oor en oor gehoor. Al die storieetjies van die Bybel ken ek uit my kop uit. Jy kan verstaan hoeveel keer moes ons die Bybel hoor. Dan het ek baie gelowige ouers gehad. Die van julle wat hulle geken het, daar van Ermelo se wêreld, van Zimbabwe, oral, sal weet is mense wat nie geskroom het nie. Hulle het elke dag oor die Here gepraat. Die Here was nie 'n Sondag iets vir hulle nie. Die Here was, wanneer hulle wakker geword het, hulle gaan slaap het. Hulle het wakker geword by die Here en hulle het gaan slaap by die Here. Elke dag. Nou ons was kindertjies, so ons het geword soos wat hulle was. En hulle het dit, kom ons sê nou maar, op ons afgeprint. Op ons, daar kan jy sê, afgedwing. Maar ons het nie lekker verstaan nie. Want as jy 'n kind is, verstaan jy nie lekker van, jy moet God vrees, en jy moet nou lees jou Bybel en bid elke dag. En hierdie wonderlike God is liefde, is dan God wat straf. So ek het met baie dinge, kom ons gebruik die Engelse woord, ek het met baie issues in my lewe, het ek gesukkel. En ek het nie lekker verstaan wie die Godheid is nie. Jy weet, baie het hom aangespreek as God, maar baie spreek hom aan as Vader. Ja, ek het nie lekker verstaan nie. En dan sê die Bybel ook nog, my volk gaan ten gronde as gevolg van gebrek aan kennis. So ek het nie die kennis verstaan nie. Ek het die ding so gesien, en ek het soos 'n stopstraat gesien, stop, hier moet jy stop, want as jy hier oor gaan ry, dan gaan die speedkop jou vang. Right. Maar net my opinie, groot geword. Onthou julle, daar was ook 'n bordjie by die kerk, stilte kerk. Onthou jy, stilte kerk, hier so binnekant, is hier 'n klomp heilige mense wat nou kontak maak met hoofkantoor, en hier moet jy doodstil bly, want hier gaan die Here jou straf as jy nie soet is nie. Ek deel met julle my hart, verhoor my hart, ek sê niks daarvan verkeerd nie. So het ek in 'n stelsel groot geword, wat ek hierdie persepsie gehad het. Wat is 'n persepsie? Wie is hierdie God? Is hy nou 'n pappa? Is hy 'n Here? Is hy Jahwe? Wie is hy? So ek het groot geword, ek moet hom vrees. Ek moet respek vir hom hê. En dan lees jy deur die Bybel, meeste van die tyd het hulle vir ons gelees uit die Ou Testament. Het al die stories van Noag en Dawid en Josef en Kain en Abel en Abraham en almal het ons goed geken. Maar ons het nie eintlik in die Nuwe Testament ingekom nie. Ek weet nie hoekom nie. Is baie interessant. Of ek het dalk nie mooi opgelet in die klas nie. En vir jare moes ek deur hierdie goed gaan. Ek deel miskien vandag met jou my getuienis. En miskien kan dit jou help. En deur kerk, kultuur en godsdiens en maniere het hulle bes probeer, maar oor dit wat hulle geleer het om aan my oor te dra. Maar ek het dit nie verstaan nie. Ek het nie geweet nie. Want ek het heeltyd gedink, ek as mens, swakkeling, was heeltyd in die moeilikheid. Ek het heeltyd sondaar gevoel. Ek het heeltyd besmet gevoel. En dan as ek kerk toe gaan, dan voel ek 'n bietjie beter. Ek betaal my tiendes, dan voel ek bietjie beter. Ek het naderhand verskoning begin sonnaarskool hou en gedink ek het ergens
punte by mekaar gekry het, ek net 'n bietjie beter as die ouens was, wat in die kroeg gesit het, en wat slegte dinge gedoen het. Ek is nog steeds nie beter nie. Maar 'n persepsie maak dat jy altyd 'n slaaf is. En ek was lank 'n slaaf. I'm not a slave of fear. I'm a child of God. Nou, hoe skuif jy daai ding? Dis as jy die Bybel beter verstaan. En ek het nooit geweet dat ek eintlik 'n kind van God is nie, want hoe kan jy 'n slaaf van God wees? In hierdie Ou Testament is jy slaaf. Maar niemand het hierdie twee goed by mekaar gebring, dat ons eintlik deur Jesus kinders nou is en versoen is met 'n Vader. In die Ou Testament praat hulle van 'n God. Hulle praat nêrens in die Ou Testament van 'n Vader nie. In die Nuwe Testament praat hulle van 'n Vader. Onthou julle, Jesus kom leer die ouens bid. En hy was nog deel van die Ou Testament, want onthou nou, hy het nog nie gesterf nie. En dan leer hulle, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Ek dink daai disippels se oë het so groot geword en sê, hy's God. So by the way, Jesus, ek wil net hê jy moet vir hy sê nee. Ek kom van hom af. Kom ek vertel julle wie hy is. Hy's ons Papa, onse Vader. Dis maar eintlik wat Papa, Vader beteken. En ek dink hulle dalk gedink is godslasterlik. Want in die Ou Testament het hulle gepraat, o God daar bo in die hemel. Maar daai God, of daai Papa, het een groot doel gehad, is om met hierdie slawe, hierdie kinders wat vervreem was van hom, te kom versoen. En Jesus word die lam van God. Hy hang in 'n kruis. Hy word die lam van God. Sodat wanneer ons hom aanneem, wanneer ons Jesus aanneem, aan almal wat my aangeneem het ek die mag gegee om kind van God genoem te kan word. Daai ding is nog te groot vir my kop. Slawe, doen ons sonde? Ja. Maar as ons kind, maak my kinders foute, verseker. Hulle doen baie foute. Ek verstaan nie altyd my kinders nie. En ek raas baie keer met hulle. Maar bly ek lief vir hulle? Verseker. So ek wil jy met iets verstaan. Jou sonde het nie die vermoë om te maak dat God jou gaan afskryf. Dat jy nou 'n 0 gaan word nie. Nee. Dis hoekom hy Jesus gestuur het, want hy het geweet ons sou dit nooit gemaak het nie. So Jesus het die wedloop vir ons kom voltooi. Hy het die straf gevat, hy het die bloed gestort, sodat ons deur hom 'n ewige lewe kan kry. En deur sy sonde en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek het net gevoel, ek wil net my hart met jou praat. Dit moet nie klink of ek preek nie. Hoor jy in my hart? Dit gaan oor versoening. 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 God die Vader met sy kinders. Jy sien, die Bybel sê in Romeine 8, en dis wat ek vir jou wil lees, 8 vers 1. Verskoning. Daarom is daar dan nou geen. Nou wat beteken die woord geen? 0, 0. Daarom is daar dan nou geen veroordeling. Dit beteken, daar is nie meer 'n vingertjie wat wys nie. Daar is nie meer, Dawie, jy het so lank lys van sondes nie. Wie kan my oordeel? Net die Here kan. Hy kan my net oordeel op grond wat ek sê en wat ek doen. Here, dankie dat U my vergewe het. Alles verby. Jy is vergewe. Hoekom? Want God gaan nie terug op sy woord nie. As jy hulle sondes bely, God is getrou en regverdig, en soos die ooste en die weste uitmekaar het, so dink hy nooit weer daaraan nie. Game, set and match. Nee, Dawie, dis te maklik. Glo my, ek het dit baie gedink. Altyd, slaaf, sonde, o Here, ek is in die moeilikheid. Jesus het alles geword, sodat ek kan vry wees. Hoor mooi, daarom is daar dan geen veroordeling vir die mense, vir die kinders, wat in Christus Jesus is nie. As jy hom aangeneem het, is jy kind van God. Vir die wat na die vlees wandel nie, maar deur die Gees. Dit sê dit alles. Dankie Jesus.
dat wat u gedoen het, kon ek nie regkry nie. Geen mens op aarde kon doen wat Jesus gedoen het nie. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek kom staan het. Ek weet dit klink soos 'n eenvoudige ou storie, miskien het ek dit 100 keer gesê, vergewe my maar dalk. Maar ek moet dit net vandag vir jou sê. Weet jy wie's jy? Jy is nie wat die mense sê wie jy is nie. Jou definisie is nie jou verlede en jou sonde nie. Jou definisie is hy wat vir jou vrygekoop het op die kruis van Golgotha. Game Setter Match. Jou waarde is bepaal op Golgotha. Vir eens, vir ewig, vir altyd, vir almal. Al die sondes wat jy gedoen het, alles wat jy nog doen, en alles wat jy nog gaan doen, het hy klaar voor gesterwe. Ek en jy moet elke dag net sê, dankie Here. Dankie Jesus. Dat u ons versoen het. Dat ons kinders van God genoem kan word. Galasiërs 4 vers 7. Daarom is julle dan nou nie meer slawe nie. Maar julle is nou kinders. En omdat julle kinders is julle mede-erfgename. Erfgenaam? Ja, ons is opgeskryf in die testament. Die dag toe ons Jesus bely het en aangeneem het. Wat 'n storie. Vanoggend wil ek nogmaal saam met jou gebruik en net vir Jesus sê, Jesus, dankie, 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 dat jy kom doen het wat niemand kon doen nie. Niemand kom by dit wat Jesus vir my kom doen het. Dat wanneer Vader my vandag sien, en sien jy Jesus. Dankie Jesus, dat die liggaam vir my gebreek is, sodat ek genees kan word. Kom, vat hierdie stukkie brood saam met my. Verskoning. Dan die wyn. Koeldrank, water, iced-tea in my geval. Dankie Jesus, dat u bloed my wit was van alle sonde, alle ongeregtighede. Dankie dat u my vergewe het. Dankie vir dit wat ek nog gaan doen, het u my klaar vergewe. Dankie dat hierdie woord sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Dankie Jesus. Ek loof en prys u naam. Dankie Vader, dat u ons so lief gehad het. Dat u Jesus gestuur het, mens te word, op 'n kruis te hang, geslaan, gevloek, seer gemaak is, gebloei het, omdat u met ons wou versoen. Dankie Jesus dat u dit gedoen het, om ons te red. Ons kon nie onsself red nie, en u het ons kom red van die hel, en ons kinders van God kom maak. Ek loof en prys u naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike, geseënde week hê. Wees gunsbewus. Gaan leef iemand raak daar buite. En weet dat jou beste voorlê en dat Jesus jou baie lief het. Totsiens, tot 'n volgende keer.